Hallo almal. Jy ken die gevoel, jy mors iets en gryp paniekerig na daai rol kombuispapier. Maar het jy al ooit gestop en gewonder, watter een is nou eintlik die beste? Wel, vandag gaan ons dit eens vir altyd uitbleis, met 'n bietjie hulp van die wetenskap. Dis die groot vraag, né? Is alle papierhanddoeke maar min of meer dieselfde, of is daar 'n duidelike wenner wat in jou kombuis moet staan vir daai onvermydelike koffie of koeldrankmors? En hier kom ons twee nuuskierige wetenskaplikes in, Davids en Connor. Hulle het besluit dis tyd om op te hou raai en die wetenskap in te span om daai een vraag te antwoord. Watter papierhanddoek is nou regtig die mees absorberende? Goed, kom ons duik 'n bietjie dieper. Om 'n antwoord te kry wat jy kan vertrou, kan jy nie net dinge rondgooi en hoop vir die beste nie. Nee, jy het 'n plan nodig, 'n metode. En in die wêreld van die wetenskap noem ons dit die wetenskaplike metode. Hier's nou die amptelike definisie. Dit klink dalk 'n bietjie formeel, maar dink daaraan soos 'n resep, 'n betroubare stap-vir-stap resep wat wetenskaplikes volg om seker te maak hulle antwoorde en hul resultate kan vertrou word. En hier is daai 6 kernstappe, ons padkaart vir vandag. Jy begin met 'n vraag, doen 'n bietjie navorsing, maak 'n opgevoede raaiskoot wat ons 'n hipotese noem. Dan, die lekker deel, jy toets daai hipotese met 'n eksperiment en aan die einde maak jy 'n gevolgtrekking. Kom ons kyk hoe David en Connor hierdie presiese pad gevolg het. Reg, genoeg teorie, kom ons kyk hoe hierdie stappe in die regte lewe werk. Dis tyd om bietjie nat te word en te sien presies hoe David en Connor hierdie handdoeke op die proef gestel het. So voor ons begin is daar 2 superbelangrike terme wat ons moet verstaan. Eersteop, die onafhanklike veranderlike. Dink daaraan as die ek verander dit deel van die eksperiment. Dis die een en net die een ding wat die wetenskaplike met 'n doel verander. So in David en Connor se geval, wat het hulle verander? Ja, presies, die tipe papierhanddoek. Hulle het 3 verskillende soorte getoets, 'n dun een, 'n dik een en 'n ekstra dik een. Die tweede term is die afhanklike veranderlike. Die een is die resultaatdeel. Dis wat jy meet om te sien of die ding wat jy verander het enige effek gehad het. Die naam sê dit eintlik alles. Die resultaat hang af van wat jy verander het. En in hierdie ondersoek, wat het hulle gemeet? Die hoeveelheid water wat elke handdoek opgesuig het. Natuurlik, dis die data wat vir hulle gaan wys watter handdoek die beste gevaar het. Nou, hier is 'n deurslaggewende punt om 'n regverdige toets te hê. Jy sien, as jy meer as een ding op 'n slag verander, hoe op dese aarde weet jy wat die verskil gemaak het? Jy kan nie. En dis waar kontroles inkom. David en Connor het seker gemaak elke handdoek was presies dieselfde lengte en is in presies dieselfde hoeveelheid water gedoop. Dis hoe goeie wetenskap werk. So, die eksperiment is gedoen. Nou sit die manne met 'n klomp syfers. Wat nou? Wel, die volgende stap is om daardie syfers te neem en dit in 'n storie te omskep wat ons almal kan verstaan. Dis die analisefase. Hier is die rou data wat hulle versamel het. Dit wys hoeveel water in die emmer oorgebly het nadat elke handdoek sy ding gedoen het. So hoe minder water oor is, hoe beter was die handdoek, reg? Maar wag 'n oomblik. Die getalle wys wat nie opgeswyg is nie. Om regtig te weet watter handdoek die wenner is, moet ons 'n vinnige, eenvoudige berekening doen. Ons moet uitvind hoeveel water elke handdoek wel opgeneem het. En daar het jy dit. Deur die oorblywende water af te trek van daai oorspronklike 600 ml, kry ons die werklike hoeveelheid wat geabsorbeer is. Nou eers begin die prentjie baie duidelik word. En kyk net hierna. Hierdie staafgrafiet maak dit onmiskenbaar duidelik. Jy hoef nie eers die syfers te lees nie. Die visuele storie is net oorweldigend. Jy kan dadelik sien hoe daai ekstra dik handdoek die ander 2 heeltemal in die stof laat byt. Dit wys jou net, 'n goeie, duidelike grafiek is goud werd. So, ons het ons resultate en ons het dit in 'n grafiek omskerp wat die storie vertel. Maar in die wetenskap is hoe jy daardie storie vertel net so belangrik soos die storie self. Daar is reëls en dit is daar om seker te maak almal oral kan jou werk presies dieselfde verstaan. Kyk gou hier. Die rede hoekom ons sulke streng reëls het, is om seker te maak dat enige wetenskaplike, enige plek in die wêreld, na jou resultate kan kyk en dit kan verstaan sonder enige verwarring. Duidelikheid en akkuraatheid is absoluut alles. Hier is 'n paar van daai goue reëls. Hoekom 'n potlood? Sodat foute maklik reggestel kan word. Hoekom 'n liniaal en duidelike byskrifte, sodat daar absoluut geen twyfel is
oor jou metings of jou bevindings nie. Elke reël is daar vir een rede, om jou werk universeel verstaanbaar en professioneel te maak. Goed, ons het deur al die stappe gewerk. Dis tyd vir die laaste en seker die bevredigendste een, die finale oordeel. Wat is die amptelike gevolgtrekking? Wel, die antwoord is glashelder en dit word direk deur die data ondersteun. Die ekstra dik handdoek is die onbetwiste kampioen en kyk net weer na daai syfer, 425 ml. Dis meer as 4 keer soveel as die dun een. Dis 'n massiewe verskil. En so, deur die stappe noukeurig te volg, het David en Connor nie net 'n antwoord gekry nie, maar 'n bewysbare, betroubare een. Hulle het al hipotese bewys en die hele proses suksesvol voltooi. Mooi so, manne. So, jy sien, die wetenskaplike metode is nie net vir groot laboratoriums met wit jasse nie. Dis 'n manier van dink. Nou dat jy die basiese spelplan ken, dink 'n bietjie daaroor. Watter alledaagse vraag sou jy aanpak? Die moontlikhede is letterlik eindeloos. Gaan voort en wees nuuskierig.